Manipulasie, bullies, bulletproof en die Jezebel gees deel 2. Nou gaan ek begin bespreek wat is die eienskappe, waarvoor kan jy uitkyk en hoe kan jy daarvoor bid. 1. Weier om enige skuld of verkeerde aksies te herken. Hulle is nooit verkeerd nie. Jy, die slagoffer, is altyd die oorsaak van die probleem. Daar is 'n term gaslighting. Kyk gerus die video, ek sal die link hieronder plaas van hoe mense die slagoffer konstant herinner dat hulle is die verkeerde party. Ek het eendag iemand geken wat geopereer het vanuit 'n Jezebel demoon. Sy het konstant afsprake gekanselleer op nommer 99 vir 'n verskeie redes en verskonings. Op 'n punt het ek haar gekonfronteer en sy het my beskuldig dat ek is onsensitief vir haar omstandighede. Ek moet meer empatie hê met haar omstandighede. So mense wat opereer vanaf hierdie punt, sal jouself laat begin twyfel in jou of jy die verkeerde party is of nie. Indien jy nog onseker is of jy die slagoffer is op hierdie punt, refleksie of journaling is 'n baie goeie idee, of selfs om die situasie met iemand anders te bespreek. Hoekom doen hulle dit? Hoekom laat hulle jou as die skuldige persoon voel? Want hulle wil hulle beste voorgee, dat hulle is nie onseker of insecure oor hulle tekortkominge nie. Of hulle opereer vanuit 'n punt van hoogmoed of pride. En dit probeer ook om menslike koneksies te inhibeer. Dit probeer die liefde te keer. Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Bid dat God hulle herinner aan hierdie opdrag. Bely mekaar julle misdade. Dis die bevestigings waarvan ons vroeër gevra het in die eerste video. Hoe radikaal sal dit wees as die persoon vir wie jy bid môre vir jou 'n WhatsApp stuur om te sê, jammer, ek was verkeerd gewees. Dis hoe 'n vesting afgebreek word, stukkie vir stukkie. Op hierdie punt kan jy ook vir jouself bid dat jy ook die regverdiging kry. In Openbaring praat hulle van die wit klippie, Openbaring 2 vers 17. En die hof op daardie stadium, indien jy skuldig bevind is, het die hof vir jou 'n swart klippie gegee. Maar indien jy onskuldig bevind is, het jy 'n wit klippie gekry. Bid vir daardie wit klippie wat God vir jou kan gee. Ek het gister 'n Mexican stand-off gehad met 'n Jezebel persoon, waar hulle vir my 'n onbillike opdrag ongeskik uitgeblaf het. Ek het al gehoor dat die Jezebel gemanifesteerde persone praat nie met jou nie. Hulle blaf soos honde. Nie letterlik nie, maar figuurlik. Ek het bevestig dat dit is 'n manifestasie en besluit dat ek sal nie onderdanig wees daarvoor nie. Het in liefde haar net gegroet en weggestap. Maar dit was so buitekant my karakter om die opdrag ten volle te ignoreer, dat ek huis toe gery het al bidend. Here, ek is mos nie rebels nie. Moet ek jammer sê? Moet ek omdraai en dit gaan doen wat sy gesê het ek moet doen? Op pad huis toe het 'n groot vragmotor verby my gery met die banier op Regret Nothing. Kort daarna het iemand my by 'n verkeerslig gestop en vir my vir hulp gevra, met liefde en nie al blaffende nie. En ek het met 'n groot glimlag vir hulle hulp verleen. Dit was my wit klippie. Mag God ook vir jou so 'n wit klippie of regverdiging gee. Die tweede eienskap is hulle vat krediet vir alles. Hulle wil altyd hulle eie egos gestreel hê. Hulle soek aanbidding, net soos die duiwel ook aanbidding gesoek het. En dis nie die mense nie, dit is die demoon wat dit soek. So hulle sal baie gereeld kom en vertel vir jou hoe oulik is hulle. Spreuke 27 vers 2. Laat 'n ander jou prys en nie jou eie mond nie. 'n Vreemde en nie jou eie lippe nie. Ons bid nou dat God hulle herinner aan hierdie versie. Spreuke 10 vers 13. Op die lippe van die verstandige word wysheid gevind. Mag ons net meer en meer wysheid hoor van hulle lippe en nie meer eie prys nie. Nie meer kyk hoe oulik is ek nie. Daar was hierdie storie van Saul wat op pad was om Dawid dood te maak. Maar toe kom Saul af in hierdie profeet dorpie Nob. En toe sien daar begin Saul ook sommer op hierdie punt te profeteer. So net soos God Saul se lippe aangeraak het om wysheid te praat,
Bid ons ook nou dat God hierdie persoon se lippe sal aanraak om net wysheid te praat.